Wat as ek vir jou sê, hemelvaart is nie afskeid nie, maar 'n kragontploffing van hoop. Baie mense vier vandag hemelvaart, maar verstaan nie wat het regtig gebeur nie. Dis nie net dat Yeshua opgevaar het nie, dit is wat dit beteken, wat alles verander. Na sy kruisiging het hy 40 dae lank verskyn en sy lewe gewys. 40 dae van sigbare oorwinning. 40 dae van een duidelike boodskap, hy leef, hy het opgestaan uit die dood. En dan lees ons in Handelinge 1, op die 40ste dag staan hy saam met sy disippels en gee 'n belofte. Ja, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees tot aan die einde van die aarde. En terwyl hulle kyk, word hy opgeneem. 'n wolk neem hom weg. En die engele sê vir die disippels, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus sal weer terugkom. Jy weet wat vir mense soos 'n afskeid lyk, is in Abba Vader se plan 'n kragoorplasing vir 'n nuwe lewe. Vir die disippels het dit gevoel soos verlies, maar vir Abba Vader was dit die begin van 'n nuwe era. Yeshua sê in Johannes 16 vers 7, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want die Heilige Gees sal kom. Met ander woorde, hy het nie weggegaan om afwesig te wees nie. Hy het gegaan om vir my en jou, in my en jou te kom leef deur sy Gees. Nou is jy nie alleen nie. Jy's nie kragteloos nie. En daar's nog 'n belofte. In Handelinge 1 vers 11, hy sal weer terugkom. Johannes 14 sê hy self, ek gaan vir julle plek voorberei en dan sal ek julle kom haal. Hy is nie net ons verlosser wat gekom het nie, hy is koning wat regeer. En Romeine 8 vers 34 sê, hy sit aan die regterhand van die Vader en tree vir ons in. 1 Johannes 2 sê, hy is ons voorspraak. So hoor dit, hy leef, hy regeer, hy doen voorbidding vir jou. Hy gee sy Gees en hy kom weer. Daarom het die disippels nie in hartseer weggegaan na Jerusalem toe nie, maar met blydskap. Omdat hulle verstaan het, hy is nie weg nie. Hy is verhewe. Hy is nie stil nie. Hy is ons hoëpriester. Hy is nie ver nie. Hy is naby. Hy is nie klaar nie. Hy kom terug. So vandag is die vraag nie net wat glo jy oor hemelvaart nie, maar leef jy in die krag daarvan? Want jy is nie net gered om te wag nie. Jy is gestuur om te getuig. As hierdie met jou gepraat het, volg ons, like die boodskap en share of tag mense wat dit moet hoor. En jy staan ook 'n kans om hierdie week die boek Yeshua uit slawerny te wen. En onthou, staan op. Jy is geroep vir 'n tyd soos nou en getuig.